dieselfde uitkom nie. So die geregtigheid van God kom as gevolg van Christus se posisie. Dit kom nie as gevolg van die posisie wat ek en jy ingeneem het. So dis die eerste ding. So sy stelling van die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Wat hy daar sê is, hy sê die koninkryk van God is nie menslike gedrag en kulture en verwagtinge nie. OK? Dis geregtigheid en is vrede en is blydskap en Heilige Gees. Nou hierdie vrede wat hy hiervan praat, ons het 'n paar weke terug het ons oor vrede gepraat, nê? Vrede is nie die afwesigheid van konflik. En ons moet dit vasmaak, nê? Die Hebreëse begrip van vrede wat shalom is, beteken heelheid, harmonie, welstand onder God se heerskappy. So as hulle gekom het en hulle groet mekaar en hulle sê shalom, nê, dan is die behoefte dat my teenwoordigheid sal jou heel maak. My teenwoordigheid sal vir jou vrede bring en my teenwoordigheid sal God se teenwoordigheid in hierdie gesprek inbring. En dan wanneer hy sê shalom aan die einde, dan sê hy, ek hoop ons het mekaar heel gelos. Ek vertrou, nê, dat daar harmonie tussen ons is, nê. Ek vertrou dat ek jou goed gelos het. Ek vertrou dat God se heerskappy hier bly, al is my teenwoordigheid hier nie. Nee, dis die stelling wat hulle maak. So hulle sê dit as hulle aankom en hulle sê dit as hulle weggaan. Nee, maar wanneer Christus regeer, bring hy vrede. En hy bring nie net vrede tussen mense nie. Nou ons het nou nogal so mooi, as jy wonder hoe lyk vrede op aarde, nê? Dan lyk dit soos een man wat sit met 'n klomp bomme, en 'n ander ou wat sit met 'n klomp olie, en dan beklei hulle daaroor. En dan vlieg hulle na 'n ander land toe, en dan praat hulle oor wat is die terme van vrede. Nê? Maar hulle kan mekaar nie verdra nie. Dis hoe vrede op aarde lyk, nê? Dis vleeslike vrede. Ons kom ooreen, nê? Wat is die minimum wat ons gaan doen dat ons mekaar nie vernietig nie? Nê? Dis vrede op aarde, in aardse terme, nê? Is dit vrede wat God bring? Dis nie dieselfde nie. So wanneer God vrede bring, wanneer Christus vrede bring, nê, dan is dit versoening tussen hom en mens. Met ander woorde, jy het vrede met die Here en hy het vrede met jou. En wanneer jy met iemand praat, nê, dan kan jy in 'n oomblik hulle dalk offend, maar die vrug op die einde van die dag is vrede tussen God en mens. So partykeer raak ons 'n seer plekkie aan, maar die doel is altyd versoening tussen God en mens, nê. Die doel is altyd vrede tussen God en mens. En dan doen hy 'n tweede ding, en dis nou nie altyd so gewild wees as hy bring vrede tussen mense. Daai ou wat jy nou nie meer wil vrede maak nie, nê. God wil hê jy moet 'n vrede met hom hê. God wil hê julle moet lief wees vir mekaar. En dan, ek dink die moeilikste ding van alles, nê, is om vrede in jou binneste. Want ek kan vrede met die Here hê, en ek kan relatiewe vrede met die mense rondom my leef, nê, maar dit beteken nie ek het vrede met hulle is. Dit beteken nie ek is vry. En dan die derde ene wat hy vir ons sê is ons moet blydskap hê in Heilige Gees. Nou die eerste ding van Heilige Gees se blydskap is, nê, is dis nie afhanklik van omstandighede. As jy vir sekere mense 'n stukkie koek gee, is hulle baie bly, nê? As jy vir ander mense 'n nuwe pistool gee, is hulle baie bly. As jy vir iemand anders 'n nuwe bol gee, is hulle baie bly. As jy vir iemand anders 'n nuwe groenmasjien gee, is hulle baie bly, nê? Maar dan krap die arbeider daai groenmasjien en dan is jy nie meer baie bly, nê? Of die mooi bol swik sy enkel en jy's nie meer bly. En so vleeslike blydskap is afhanklik van omstandighede, stem met dit saam, né? So as dit goed met my gaan, is ek bly, en as dit sleg met my gaan, is ek nie bly. Maar blydskap in Heilige Gees werk nie so nie.
Dis die vreugde wat uitvloei uit sy teenwoordigheid uit. Met ander woorde, as ons sê God se teenwoordigheid bly, dan is daar vrug wat tasbaar moet wees as gevolg van sy teenwoordigheid. So my oes is nie wat ek gedink het was. Nee, nou ek het so 'n bietjie son om te bly. My nat kolle sojas, nee, het hulle nou gister gestroop. Nou sê ek gister vir Jan, ek het vir 3 weke nie na hulle gaan kyk nie. Want ek was bang hulle spring. Want ek het dit al in die verlede gehad, hulle spring mos maar net, nee. En ek wou nie gaan kyk hoeveel hulle spring nie. Dan vra Darlies my, het ek al gaan kyk, en sê ek nie, hulle is alright. Nee, maar ek het net nie gaan kyk nie. En toe Woensdag, toe ry ek so toe, nee, toe dog ek moet seker maar net gaan kyk, nee, dat ek nie na die tyd kwaad is vir iemand of voel ek is daarna gekom of wat ook al nie. En daar is die goed en hulle het nie gespring nie. En ek besef, ek het ongeloof in my hart gehad. Want ek het 'n persepsie gehad van hoe dit moet wees, nee, hoe God se voorsiening moet werk, hoe die proses moet wees, en dan het God 'n ander manier en 'n ander plan. En ek moet my ongeloof bely, nee. Ek moet eerlik wees en sê, okay, maar daar het ek nie die hart gehad om die Here te vertrou nie. Ek het nie die moed van my oortuiging gehad nie. Want ek het gedink, die fisiese proses van die plant is sterker as wat God is. Weet so, ons sit met hierdie goed in ons harte, waar ons onsself oortuig het, nee, dat dit wat ons deurgaan, nee, 'n tydjie van vervolging, of 'n tydjie van lyding, of 'n tydjie van onsekerheid, nee, vir ons demonstreer en illustreer hoe God nie getrou is in hierdie saak. En dan wat ons doen is ons ontneem onsself van Heilige Gees se teenwoordigheid. Want ons kom in vennootskap met die vyand en nie in vennootskap met die Heilige Gees is nie. En ons luister na iemand anderste. En ons luister nie na die Here. So die belangrikste deel van daai skrifgie, nee, van Romeine 14:17, nee, is die gedeelte waar hy sê in Heilige Gees. Dis die kruks. So ek wil vir jou sê, jy kan regtig enigiets doen in Heilige Gees. Daar's regtig geen berg wat jy nie kan verskuif. Daar's regtig geen situasie wat onredbaar is, maar mits dit in Heilige Gees aangepak. So geregtigheid en vrede en blydskap word nie deur my inspanning, nee. Nou my ma het 'n party gehou Vrydag aand, nee. En dan dit vat 'n klomp inspanning en energie, nee. Om alles reg te kry en alles te pak, en dan dink jy, ag nee, wat is nie so erg nie, nee. Maar dan kom jy hier volgende oggend agter, jy het so 'n uur of 2 langer geslaap, nee. En dan is dit soos, nee, dit het iets gekos. Nee? Huh? Dit was toe werk, nee. Nou in ons vlees dink ons, okay, maar wanneer ek die Here vertrou, dan moet ek werk. Maar hy sê dan vir jou, okay, dit is nie jou vlees nie, dit is jou gees. So dis nie jou werk wat die verskil maak nie. Dis die feit dat jy in die gees is of uit die gees is. Dis die kritiese deel. So die vrug van Heilige Gees se werk in jou lewe, omdat jy glo. Met ander woorde, daar waar Heilige Gees werk, nee, daar is God se koninkryk sigbaar. So as ek toelaat dat ek in hom is, nee, dan gaan daar vrug wees. En dan is dit nie my vrug nie, dan is dit God se vrug. So die praktiese toepassing is nie om eers te vra, okay, wat is die spelreëls en die tradisies wat my geleer is, nee, as ek besig om my tradisies in stand te hou, en dan almal so voor en afkeer. Het jy nou al iets probeer reël met 15 mense? Nee? En dan die ene wil dit bring en daai ene wil dat bring. En ons kan nie dit en dat saambring nie. Nee? En dan voel hierdie ene aangevat omdat daai ene hulle idee afgeskiet het en hierdie ene so en daai ene so. Nee?
So dis vlees. Dis die voor- en afkeere van ander. So die vraag is, is Heilige Gees se teenwoordigheid sigbaar? En dis nie die extraordinêre ding nie. Dis letterlik so eenvoudig soos, daai eerste lied wat ons gesing het, om te erken, Here, ek sien hoe groot U is. Vanoggend toe die reën val, presies dit wat Jan gesê het, sê ek vir Here, ek is so jammer dat ek ongeloof gehad het. Dankie dat U die genade gehad het om my laaste bietjie soos af te haal voor dit weer 'n week moet staan. En so sien ons, dat God se hand is in alles. Ek hoef nie te vrees nie, ek hoef nie bang te wees nie. So die koninkryk van God word nie eers gekenmerk deur uiterlike gebruike of deur wat ander mense sê aanvaarbaar is of reg is of goed is nie, maar dit word geken deur geregtigheid en vrede en blydskap, maar primêr deur die werking van die Heilige Gees. Soos ek en jy sê, ons leef in God se koninkryk. Dan sê ons eintlik, dat Heilige Gees se teenwoordigheid is tasbaar teenwoordig in my midde. Dis wat ons sê. Ek het baie mense al praat oor God se koninkryk, maar dan as jy met hulle praat, dan ervaar jy nie Heilige Gees nie, jy ervaar dalk 'n bose gees. Maar, ekskuus, ek sê dit is so kras, maar party mense, as jy met hulle praat, dan is dit nie Heilige Gees wat met jou praat nie. Want elke keer as Heilige Gees met my praat, dan dring hy deur tot my hart. En dan bring hy my by 'n punt waar my stem raak swak. En my eie vermoë raak minder. En daar kom 'n liefde wat binne in my opborrel, wat ek nie kan beskryf nie. En daar kom verstand by my wat ek nie uit myself uit het nie. Nog nooit het Heilige Gees oor my gekom, waar ek gevoel het, ek maak het nie. Nog altyd het ek gevoel, Here, dankie dat U my help om het te maak. En sien julle die verskil? Die verskil is fokus ek op my onvermoë of fokus ek op sy vermoë? Is ek besig om vas te hou in dit wat hy reeds gedoen het, of is ek besig vas te hou in dit wat ek nie reg gekry het? En dis die kritiese ding. So die koninkryk van God is 'n heilige werklikheid, 1 Kolossense 1:13 sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. En dan Romeine 14:17, So die praktiese toepassing is dat die koninkryk begin by my eie lewe. Ons as gemeente, leef die koninkryk uit. Nie vandag as ons saam is en ons drink lekker koffie en ons bedien mekaar en ons bid vir mekaar en ons ondersteun mekaar. Ons leef die koninkryk. Ja, dis die begin daarvan. Maar môre wat ons met daai eerste buite uitpraat, waar ons werk. Dis waar die koninkryk van God tasbaar raak. So Christus moet nie net my verlosser wees nie, maar hy moet my koning ook wees. Christus is verlos van daai ding wat hom geïrriteer het. So ons moet nie net 'n verlosser hê nie, maar ons moet 'n koning aanneem. Want ek kan maklik Christus as my verlosser vat, maar ek het hom nie noodwendig as my koning gevat. Ek het nie noodwendig daai posisie ingeneem waar hy is die een wat besluit. Ons besluit nog en dan vra ons vir hom, Here, seën asseblief dit wat ek besluit het. Ons het 'n gebied, en dan sê ons vir Heilige Gees asseblief, dit wat ek nou gesê het moet gebeur, maak seker dit gebeur. So ons moet daai posisie oorgee en ons moet sy verlossing aanvaar wat ons reeds het,
maar dan moet ons deel wees en aanneem dat hy is ons koning. En as mens dink aan 'n kind wat aangeneem word, die ouers maak spasie vir die kind, maar dan in die kind se hart moet hy of sy weer spasie maak vir die ouers. Julle verstaan, En julle sal dit nou al beter verstaan, en ons begin dit ook nou so 'n bietjie leer ken. Dis nie so natuurlik nie. Dit is nie so vanselfsprekend. En met elke fase wat die kind deurgaan, is daar 'n nuwe vak, 'n faset. Soos Moses het 'n paar keer vir Darlies gevra. Waar's my mamma? Dan vra hy vir my, waar's my pappa? Dan vra hy vir my, maar hoekom is jy my pa? Dan sê ek vir hom, want ek het jou gekies. Dan vra hy vir my, hoekom het jy my gekies? Dan sê ek vir hom, want ek is lief vir jou. Hoekom is jy lief vir my? Ek sê, want Jesus het my gehelp om lief te wees vir jou. En hoeveel keer doen ons dit nie? Ek meen, dis 'n 4-jarige wat daai vraag vra. En dan hoeveel keer doen ons dit nie met die Here? Ek het hierdie week weer met hom gedoen. Op so eenvoudig soos 'n paar sojas wat nog nie gestroof is. Hoekom, Here, doen U dit so? Het U my lief? Sien U my behoeftes raak? Is ek deel, is ek die seun? Matteus 7, as 'n aardse pa weet wat dit goed is, en om dit vir sy kinders te gee, hoeveel te meer ons hemelse Vader? Nee, maar Here, hierdie omstandighede is net te veel. Sy sê, so alright, ek het. Nee, maar Here, hierdie, ek kan nie, hierdie is net te erg. So elke area van my lewe, moet onder sy heerskappy kom. Elke area. Elke liewe area. En die tweede ene is dat ons is koninkryksburgers en ons moet anderster leef. Daar's sekere reëls, sekere stelsels en sekere maniere wat sosiaal aanvaarbaar is. En dan is 'n ander goed wat nie sosiaal aanvaarbaar is. Maar dis nie wat ons hier sê nie. Want Johannes die Doper was nie sosiaal aanvaarbaar nie. Hy het heuning en sprinkane geëet. Mense het gedink hy's weird. Okay, so hy was nie sosiaal aanvaarbaar nie, maar hy het God se wil uit. So baie keer kom maar iemand wat nie sosiaal aanvaarbaar is nie, maar God se koninkryk funksioneer deur hulle, So hierdie anders leef beteken nie noodwendig iemand is sosiaal aanvaarbaar nie. Dit beteken daar's iets anderster in hulle binneste. In die bergpredikasie, word daar kultuur beskryf. En dit is van Matteus 5 tot 7, is die bergpredikasie. Gaan lees dit asseblief as jy dit byt. En Jesus leer sy disippels, hy sê, jy moet die seun wat jou vervolg, nou dis nie anders wat ek raak sien. Seën die wat jou vervolg. Met ander woorde, daai ou wat jou gevloek het, bless hom. Daai ou wat van jou af gesteel het, bid vir hom. Daai ou wat jou te nagekom het, seën hom met God se teenwoordigheid. Vergewe die wat teenoor jou gesondig het. Dien eerder as om te heers. So as jy 'n posisie van autoriteit kry, sien dit as 'n geleentheid om te dien. Sien dit as 'n voorreg om te wys hoe lyk dit om die beste besemveer van jou lewe te wees. Om daai toilet so te skrob dat hy blink. Dis wat leierskap is. Jy kry die geleentheid om te dien, jy kry nie die geleentheid om te heers nie. Soek die koninkryk van God eerste, en leef die waardes van die koninkryk. Selfs as ander mense nie kyk. Galasiërs 5:22 en 23 sê, maar die vrug van die Gees is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Toe ek 'n klein seentjie was en my sussie was lelik met my en dan ek gereageer, of vat my pa my een kant en dan sê hy vir my, okay,
Lees Galasiërs 5:22-23 en dan kom sê jy dit vir op. Nee, en dan na die oomblik is die vrug van die Gees, nie daar nie. Nee, dan is jy nie vol liefde nie, en jy is nie vol blydskap nie, en jy is nie vol vrede nie, en jy is nie vol lankmoedigheid nie, en jy is nie vol vriendelikheid nie, en jy is nie vol goedheid nie, en jy is nie vol getrouheid nie. En dan as ek dit nie mooi genoeg opgesê het nie, en dan moet ek teruggaan. Maar as ons na die wêreld kyk, dan erken die wêreld mense aan prestasie. Julle sal saamstem, Dis mos eenvoudig. Wie is die beste? Wie die vorige wêreldbeker gewen? Wie die meeste geld gemaak? Wie is die beste sportsman of sportsvrou? Wie het die meeste balkies by die prysuitdeling gekry? Wie was die hoofseun of die hoofdogter? Wie was dit of wie was dat? Wie het bo bereik? Maar God sê, hy erken mense nie aan hulle prestasies nie, maar hy erken hulle aan hulle vrug. Nou, gaan kyk 'n bietjie, na van die mense wat vir jou werk. Dan kyk jy met hoeveel sagmoedigheid aanvaar hulle 'n grimmige opdrag. Dan kyk jy met hoeveel liefde voer hulle 'n opdrag wat in ongeduld uitgegee is. Nie almal nie, van hulle, Daar een of twee wat dit reg kry. Ek het my al verstaar in mense se harte. Mense wat met liefde dien ten spyte van hulle omstandighede. En dan dink ek, as die koninkryk van God vandag moes transformeer na die ewigheid, as Jesus vandag op die wolke moes kom, sal hulle 10 en heel voorstel. En ek 10 en heel agter. Die koninkryk van God word nie gemeet aan wie die meeste grond by mekaar gemaak het, of wie die meeste dit, of wie die meeste dat, of wie is die vinnigste, of wie is die sterkste, of wie is die mooiste, of wie is die rykste. Dit word gemeet in die vrug. So ons kan dink, ons kan nou kerk bou, en ons kan dit bou rondom programme, of aksies wat ons loods, of strukture, of die gebou wat ons het, of wat ook al, Ons kyk gisterand ou familiefoto's van my pa. Nou sien Lukas 'n kerk raak, nou staan iemand in die kerk, en is daai preekstoel so hoog gebou, jy moet amper jou nek knak om die predikant daar bo te sien, Nou sê ek my, kyk daai preekstoel, Dan sê ek vir my, is fantasties, as mens oplig. Ons, moenie mekaar oplig nie, ons moet die Here oplig. Ons moet in daai plek inkom, waar die vrug van sy Gees is dit wat ons beamoen en beloon. Met ander woorde, ek sien regtig raak hoe die Here liefde in jou hart tot stand gebring. Of ek sien maar nou hoe die Here jou geleer het om geduldig te wees. It's amazing. Verstaan, ons sien hierdie goed in mekaar raak. En dan eer ons God se teenwoordigheid in mekaar se lewe. Want ons ken mekaar goed genoeg om te weet, hierdie is die goedjies waarmee Pieter sukkel, En dan ken ons mekaar genoeg om te sien, maar, die Here is actually besig om in sy hart te werk. Die Here is actually besig om iets in sy lewe te doen. Die Here is actually besig om hom te transformeer. So die sterkste getuienis is nie wat ons sê nie, maar wat ons doen. En dan wil ek bysê, en ek sê, dis wie ons word, so is wie ons word. Want ek kan vandag die regte ding doen, maar my hart is nog nie getransformeer. Ek kan vandag gehoorsaam wees, maar dit beteken nie, ek het toegelaat, dat God my verander. Hy laaste ene, van ek moet vrede maak met myself. Met ander woorde, ek kan vrede maak dat God my gered het. Ek kan relatief vrede maak met die mense rondom my. Maar ek moet vrede maak dat God my gemaak het. Sodat hy sy koninkryk deur my kan openbaar.
So, hy het nie 'n fout gemaak. En dan die laaste ene is dat die koninkryk van God kan nie geskit word. My geloof word gereeld geskit, nee. My persepsie word gereeld geskit. My sekuriteit word gereeld geskit. My emosies word gereeld geskit, nee. Maar God se koninkryk kan nie geskit word. Dit kan nie skuif nie. Dit kan nie verander nie. Dit kan nie beter word nie. Dit kan nie slegter word. Dit kan nie geskit word nie, nee. So Hebreërs 12:28, daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees. Omdat ons 'n koninkryk ontvang wat nie, nee, Hebreërs 12:28, nee, omdat ons 'n koninkryk ontvang wat nie kan verander nie. 'n Onwankelbare koninkryk. Nou ons leef in 'n tyd, nee, waar mense verander politici asof dit, jy weet, brandstof is wat jy ingooi. Nee? Sommige net so. Nee? Regerings vervang mekaar elke 4 jaar. Nee? En ons lewe in 'n tydperk waar produkte wat 40 jaar oud is, hou nog vandag, en produkte wat 2 jaar oud is, het ons al weggegooi en in die bene gekoop. So goed, beweeg so. Nee? En die ekonomie verander, en markte en style verander. Dan lees sy vir my, nee, maar kyk hoe mooi is daai bruin baadjie. Dan sê ek, ja, dit lyk soos die baadjie wat my ma aangetrek het toe ek 'n kind was. Cream en bruin en mosterd en gele, nee. Dit lyk soos die styl van die laat 80s. Nee. Ek soos, dis net weer. Nee. So ons gaan net weer daai cycle weer. En dan as ek 70 is, dan gaan hy weer inkom, nee. As ek dit tot dan maak. Maar ons kry die geleentheid en ons verander die heeltyd, en dit wat 3 jaar terug, nee, my kinders kyk na my denim so en sê hulle, papa, daai is nie die instyl. Dan sê ek, nee, my pasta. Dis die aanstyl en hy's heel genoeg, nee. So ons lewe in hierdie tydperk waar dinge verander die heeltyd, nee, en dan word ons oortuig dat vernuwing is beter. Of verandering is beter die eerste. Maar God se koninkryk verander nie. So toe Babylon geval het, nee, het God se koninkryk bly staan. Toe Rome geval het God se koninkryk bly staan. Die dag wanneer Amerika gaan val, nee, gaan God se koninkryk bly staan. Die dag wanneer die ANC tot 'n val kom, nee, gaan God se koninkryk bly staan. Die dag toe apartheid geval het, nee, het God se koninkryk bly staan. Die dag toe die nasionale party deel geword het van die ANC, nee, het God se koninkryk nog steeds bly staan. Al hierdie vleeslike goed, nee, wat mense besluit sommer op 'n oogwink, ag nee, ons doen dit nou anders. God se koninkryk bly staan. So ons hoop is nie in politieke stelsels nie, ons hoop is nie in ekonomiese voorspoed nie, nee. Alhoewel dit lekker is as daar 'n positiewe bankbalans is, nee. Dis nie ons hoop. Ons hoop is in die koning wat ewig is. So wanneer daar onsekerheid is, nee, dan moet ons onthou wie regeer, en ons moet onthou wie sit op die troon, en ons moet onthou dat Christus het nog nooit beheer verloor. Hy het nie vir een oomblik uit beheer uitgeraak. Selfs toe hy bloed gesweet het hy nog steeds beheer. Selfs toe hom met die kats onherkenbaar slaan, het hy nog steeds nie beheer. Hy het nooit beheer. En die koninkryk van God sal, omdat ons nou leef in daai periode van nou en dit wat nog moet kom, nee, is dit baie keer moeilik om moed te hou. Want as jy met baie mense praat, my swaar wat dominee is in Nieu-Seeland, hy sê altyd, hy hoor so baie mense sê, hulle sien uit na die hemel en na die ewigheid.
Maar dan, as hulle dag kom om dood te gaan, dan is hulle bang. So dis 'n sê ding, maar dis nie 'n oortuiging. Daai bly by my, want ek het al baie mense hoor sê, nee, hulle sien uit, nee, maar dan is daar nie hierdie oortuigende vrede in hulle. Dan wonder ek, sien jy regtig uit? As die vrede wat alle verstand te bowe gaan, nie in jou binneste heers, so ons lewe in hierdie finale koninkryk. Nee. In Openbaring 21 en 22 sien Johannes 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Hy sien geen dood, hy sien geen trane, hy sien geen pyn, hy sien geen sonde, en hy sien 'n God wat onder sy volk woon. Dis wat hy raak sien. In 1 Korintiërs 15, 24 tot 28, nee, sien ons hierdie finale vervulling, en daar staan, daar's 'n dag, wanneer Christus alle vyande onder sy voete sal plaas, nee, en hy sal die dood dan selfs daai dag sal vernietig, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Maar dit wat vandag deur geloof erken word, nee, sal dan op daai dag deur die hele skepping erken. Met ander woorde, dit wat ek vandag in geloof doen, gebaseer op wat Heilige Gees in my openbaar, gaan erkenning geniet op daai dag. Nie hoeveel ek bymekaar gemaak het, of hoeveel erkenning ek by mense gekry het, of hoe populêr ek was. So die gebed, nee, wat ons in die kerk al vir eeue lank bid, nee, daai gebed van laat die koninkryk kom, daai gebed begin by ek en jy, wat op die eenvoudige vlak Heilige Gees in ons midde toelaat. In die eenvoud van die evangelie. Here, U is so groot, en U is so almagtig. Here, U sorg vir my. Here, U het my lief. Here, U sorteer die kleinste detail uit. So kom sluit ons oor. Dankie Here dat ons kan leef in U koninkryk deur Heilige Gees. Dankie Here dat ons kan sien en uitsien na die dag wanneer Christus, Here Jesus, wanneer U heerskappy oor die hele skepping vervul sal word, waar elkeen van ons en almal sal weet dat U God is. Ek seën julle met die vermoë om in God se onwankelbare koninkryk gevestig te wees. Ek seën julle met sy geregtigheid en met sy vrede en met sy blydskap deur die Heilige Gees. Dat julle lewens in oorvloed sal wees en funksioneer. Ek seën julle met die vermoë om getrou te wees onder die heerskappy van die koning Jesus totdat hy kom. En ek seën julle met die vermoë om hoop te hou tot die dag van sy wederkoms, dat julle harte gevul sal wees met geloof en met volharding en met verwagting. En ons doen dit als in die naam van die Vader en van die Seun en van Heilige Gees. Amen.